gebed is regtig dat die Here dan vanmôre vir ons op 'n baie besondere wyse met ons ook sal kom praat en met ons sal ontmoet. Dat ons tog anders die sal weggaan vanmôre as wat ons gekom het, ons hier by die huis van die Here vanmôre opgedaag het. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here vanmôre uit Markus hoofstuk 3 en ook die baie bekende gedeelte uit Handelinge hoofstuk 4, maar voordat ons gaan saam lees, is daar 'n fotootjie wat ek vir julle op die skerm neergesit het. Dis nou die ou dingetjie waarmee ek getroud is, dis nou my vrou Dorothea, en dan die twee kleinkindertjies wat tans daar in Amerika is, en daar is 'n e-posadres op en 'n selnommer. U is meer as welkom as u graag met ons wil kontak maak in Suid-Afrika, en veral elke maandagmôre dan stuur ons so 'n kort boodskapetjie uit van so 7-8 minute in Afrikaans en ook in Engels. Dit gaan wêreldwyd op die oomblik, daar na Iran toe, in Italië en verskeie plekke in Europa en ook in Amerika. U is meer as welkom. Dit gaan gratis uit as u sou wou inskryf daarvoor. Dan kan u gerus met ons kontak maak en ons plaas u op die lys. Elke maandagmôre dan gaan dit uit. Nou goed, kom ons blaai saam na Markus hoofstuk 3, baie bekende gedeelte wat verwys na die roeping van die 12 apostels. Ek wil net vir ons 'n paar verse saam lees en dan 'n paar verse uit Handelinge hoofstuk 4, die baie bekende gedeelte. En daar staan geskrywe, ek lees vir ons sommer die ou standaardvertaling van die Afrikaanse Bybel, maar jy sal dit maklik kan volg ook in die eie vertaling. En Jesus het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. En hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek, en mag hê om siekes te genees, en duiwels uit te dryf. Blaai na Handelinge hoofstuk 4, baie bekende gedeelte, wat verwys na Petrus en Johannes voor die Joodse raad. Terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. Met die hande in hulle geslaan en die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag toe kom hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem met mekaar, en ook anders die hoëpriester en Caiaphas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. Toe hulle voorgebring het, vra hulle deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? En daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En dan vers 13, en toe die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van die Here Jesus erken. Nou kom ons lees net tot daar, kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanmôre vir U baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om so saam te kan wees by die huis van die Here. En soos broer Freek dit reg opgemerk het in die begin, Here, dit is U wat ons bymekaar gemaak het, soos 'n herder sy skape, omdat U graag vanmôre met elkeen van ons wil praat en ook so met ons bemoeienis maak. En Here, daar staan so mooi geskrywe in die boek van Matteus, hoofstuk 5 vers 19, dat U ons groot in die koninkryk wil noem, omdat ons doen en leer wat ons van U ontvang het. En daarom is ons gebed vanmôre, Here, dat U self deur U Gees dan die woord vir ons lewendig sal maak, dat ons sal leer om dit toe te pas en te doen in ons lewe, en ook sal leer vir ander mense, dat ons groot in die koninkryk van ons Here genoem sal word. En daarom bid ek, Here, ons wil vir U dankie sê vir die voorreg wat ons het om U woord te kan oopmaak. En ons gebed is dat die opening van die woord vir ons lig sal bring vanmôre, ja, selfs die eenvoudiges verstandig sal maak, soos daar geskrywe staan
in die psalmes. U ken elkeen van ons se harte vanmôre. U ken die vrae in ons gemoed, u ken die bekommernisse, u ken die uitdagings wat in elkeen van ons se lewe is, of dit nou finansies is, of gesondheid, of miskien een of ander krisis daar by die werk, of Here selfs blote verlange na ons mense wat so reg oor die wêreld versprei is. Moet dit ook al sê, ons weet dat u weet presies wie elkeen van ons vanmôre is, en dat u wil graag met ons daar waar ons is, met ons ontmoet en met ons praat. En daarom sê ons vir u dankie Here, dat ons hier saam kan wees vanmôre. Kom verheerlik u self in ons midde, u naam ter eer. Amen. En jy weet nou dat ons gevlieg het tot hier by Australië, het ek gisteraan sommer 9 uur gaan slaap om so 'n bietjie van die flauwheid ontslae te raak, en ek het 11 uur gisteraan wakker geskrik, helder wakker. En van toe af was ek nou wakker tot vanmôre. Maar ek het nou gedink, in die heel eerste keer toe ek gevlieg het na die land van die Bybel, daar in Israel, was ek so opgewonde gewees om te gaan stap in die voetspore van die Here Jesus. Om te weet waar Jesus was. En ek onthou so 'n dag of 2 voordat ons vertrek het na Israel, het ek my tas gepak en vir ou Laas so 'n lekker stortbad geneem, my baard geskeer, my hare gewas en 'n ou skoon hempie aangetrek en so 'n bietjie deodorant aangespuit. En toe is ek daar op pad na die lughawe toe met my vliegtuigkaartjie nog in my hand. En daar by die lughawe by Johannesburg het ek dit ingehandig en sy tik so 'n paar goedjies daar op die masjiene in. Dus skop daar so 'n instapkaart uit wat die mense noem vandag 'n boardingkaart, wat nou sommer op ons selfone vandag vir ons gewys word. Maar vroeër jare het jy nog so 'n stukkie papiertjie gekry. En ek het daar gaan sit in daai vliegtuig van Turkish Airlines op pad na Istanbul toe en vandaan na Tel Aviv toe. En ek was so opgewonde geweest. Ek kon net nie slaap nie. Ja, elke slag as daai tannetjie verbykom, dan sê ek vir haar, bring nog vir ons 'n ietsiekie om te eet en te drink, maar ek kon net nie slaap nie. Maar soos wat die nag verbygaan en die ure op die vliegtuig, wat jy nou baie goed ken as jy terugvlieg na Suid-Afrika, so begin 'n mens so 'n bietjie rondskuif van links na regs op jou sitplek en almal kyk maar vir mekaar, die oë raak so 'n bietjie rooi van min slaap in die nag, jou hare staan in verskillende rigtings en jou klere raak ook later gekrekel. Maar ek onthou toe ons gestop het daar by Istanbul, het ek ingestap in die waskamer en my baard gaan skeer, my tande geborstel en 'n skoon hempie aangetrek en so 'n bietjie gespuit. En toe voel ek sommer heel wat beter, reg vir die volgende paar ure se vlug om te kom daar by die land van die Bybel. Nou waarom vertel ek dit nou vanmôre vir u? Jy sien elkeen van ons is op 'n reis saam met die Here. Nou 2 seentjies wat vanmôre gedoop is, 'n reis, het ook vanmôre begin, maar eintlik al die dag toe hulle gebore is. Maar elkeen van ons is op so 'n reis saam met die liewe Here. En dan kom daar 'n oomblik in 'n mens se lewe soos wat broer Freek dit nou vanmôre uitgelig het, dat 'n mens ook keuse maak vir die Here Jesus, dat jou naam geskrywe word daar in die boek van die lewe, dat jy net weet omdat jy weet dat as jy vandag te sterwe kom, is dat jy vir ewig en vir altyd saam met hom gaan wees. Dit waarna Paulus verwys dat die Gees van God saam met ons gees getuig dat ons sy kinders is. Dat jy dit net weet, 100% seker, dat jy hemel toe gaan as jy vandag te sterwe kom. So jy sit op daai hemelse vliegtuig met 'n instapkaart in die hand, die onderpand van die Gees se getuienis in jou hart. En daar sit ons. Maar op daai hemelse reis op pad na die nuwe stad Jerusalem, vir ons hier op die aarde gebeur daar heel dikwels goed in 'n mens se lewe, wat te maak dat 'n mens so 'n bietjie tam word en uitsak in jou lewe. Of dat nou besig raak of iewers langs die pad net so 'n bietjie begin Engelse woord is distracted word in jou verhouding saam met die Here. Almal van ons gaan maar daardeur op een of ander wyse. En dan moet die liewe Here vir ons weer terugbring en vir ons kom herstel, dat dit weer vars en nuut sal word, soos dit daardie dae wat 'n mens die Here Jesus, wil ek amper sê, weer ken het vir die heel eerste keer. En dis die woordjies hier agter op die skerm, is die woord Sheyah wat 'n mens vind in die Bybel, wat verwys na die woord om vir ons weer te kom herstel. Dat daar weer aan 'n Zopuria kan plaasvind in jou lewe. Met ander woorde, daar 'n verfrissing kan plaasvind, in 'n rus. En met ander woorde, die Engelse woord is to revive en to revitalize, al hierdie groot woorde. Maar dan sê Paulus vir ons in die boek van Timoteus, is daar 'n ander toelo wat moet plaasvind, dat daar nuwe groei sal plaasvind. En die groei vir ons as kinders van die Here is om meer en meer so die Here Jesus te kan wees, dat ons erken sal word as mense wat by Christus was. As mense kyk na ons en praat met ons, as ons tog ons mond oopmaak
en hulle luister na elkeen van ons woorde, dat hulle iets sal gewaar van die wonder van Christus wat in ons lewe gekom het. Nou, hoekom noem ek dit nou vanmôre vir u? Ons het pas Pinksterdag gevier in Suid-Afrika en wêreldwyd met die uitstorting van die Heilige Gees. En ek wil vanmôre so 'n paar gedagtes met u deel, as u my so toelaat vanmôre in die diens wat ons hier saam is vanmôre. Want dikwels in 'n mens se lewe het 'n mens so 'n vars ontmoeting met die liewe Here nodig op jou reis saam met hom. Net soos wat ek gehad het op weg na Istanbul om daar te gaan verfris, om weer vars te kan voel, dat 'n mens weer nuwe lewe en groei kan hê in 'n mens se geestelike lewe. Nou as 'n mens kyk na die gedeelte, praat ons van ou Petrus en Johannes vanmôre hier in Handelinge hoofstuk 4, maar as mens kyk na Petrus se lewe hier in die Nuwe Testament, is eintlik 'n wonderlike gedeelte as 'n mens gaan kyk na sy lewe. Want jy sien in die boek van Matteus, Markus, Lukas en Johannes leer ou Petrus van die Here Jesus. In die boek Handelinge, daar die eerste 8 hoofstukke, dan kan ons sien hoe hy geleef het wat hy by Christus geleer het toe hy saam met hom gewandel het vir 3 jaar. En dan die briewe wat hy geskryf het, daardie 2 briewe van Petrus, is hoe hy gelei het met ander woorde. En dan kyk jy mens na alles wat hy agtergelaat het, is daar 3 spesifieke dinge wat Petrus agtergelaat het. As mens gaan kyk na sy briewe, waaroor hy baie sterk geskryf het, dis die kennis wat hy opgeneem het en opgedoen het toe hy saam met die Here Jesus was. Die beginsels wat hy geleer het in sy verhouding saam met hom, en dan al die mense wie se lewens geïmpakteer is as gevolg van die beginsels waarvoor hy geleef het en waarvoor hy gestaan het. Maar as 'n mens net sommer so vinnig na hom kyk, dan sien 'n mens sy naam was geskryf in die boek van die lewe. Lukas hoofstuk 10 vers 20. Jy kan dit maar gelees in die eie tyd. Hy is geroep deur die Here Jesus om 'n volgeling, 'n disipel te word van Christus in Johannes hoofstuk 1, Matteus 4 en ons het dit saam gelees ook hier onder andere in Markus hoofstuk 3 vanmôre. Dan ontdek 'n mens dat ou Petrus was in die binnekring gewees saam met Christus. Hy het dinge gesien en gehoor en beleef van die Here Jesus wat die ander nie beleef het. Hulle was nie so naby aan hom gewees soos wat Petrus en Johannes was en Jakobus in die binnekring saam met hom. Hulle het Jesus gehoor praat en gesien en dopgehou, anders as die ander mense. Hulle het wonderwerk op wonderwerk beleef, waar Jesus mense opwek uit die dood soos ou Lazarus, waar hy die broodjies en die visies gaan vermeerder en elke wonderwerk van Christus gesien, ervaar en beleef, 'n aangrypende belewenis vir 3 jaar. Dan kom daar 'n oomblik in sy lewe dat hy sê, maar Here, ek sal vir u volg, ek sal saam met u stap, ek sal self saam met u sterwe. En toe sê Jesus vir hom, jy weet nie wat jy sê nie, want voor die haan vandag kraai, gaan jy verloon dat jy my ken. En toe sê hy, ek sweer, ek ken nie die man. Ek sal dit nie doen. En as 'n mens nou gaan kyk na sy verhaal, is dit eintlik 'n aangrypende moment, toe hy vir daardie diensmeisie gesê het, ek ken nie die man, toe hy vir Jesus verloor. En dan, nou as 'n mens gaan kyk na sy lewe, dan was daar 'n moment van herstel gewees wat plaasgevind het. En dan vind ons hier Handelinge hoofstuk 4, dat Petrus wat ek graag vanmôre met u wil oor praat. Want dikwels in 'n mens se lewe begin daar goed in jou lewe plaasvind, soos wat ook in my lewe maar was in Suid-Afrika, en soos 'n mens nou maar rondreis rondom die wêreld, sien 'n mens dit. Dan begin daar sekere dinge na vore kom in jou lewe wat 'n mens eintlik so 'n bietjie aan aandag moet gee om weer herstel te word, en weer sigbaar sal word in 'n mens se lewe, dit wat die Here Jesus graag vir ons wil kom doen. So kom ons kyk so 'n bietjie prakties daarna. Ek het 16 punte uitgewerk in hierdie hoofstuk 4 wat ek graag met u wil vanmôre deel, maar terwille van ons tyd gaan ek net so 3 of 4 daarvan met u deel, maar dit is beskikbaar hier op die rekenaar. As jy graag dit by Amanda wil kry op by Dominee Vreek, kan jy dit gerus aanvra, hulle sal dit vir jou gee. Die heel eerste gedagte wat 'n mens duidelik hier lees, as 'n mens die hoofstuk gaan lees, is dat Petrus het skielik die Bybel begin lees en opgehaal en daarna verwys. Wat bedoel ek daarmee? Vir 3 jaar lank stap Petrus saam met die Here Jesus in die binnekring saam met hom. Maar jy sien nooit dat Petrus verwys na 'n teksvers of selfs uit die Bybel lees of aanhaal uit die skrif uit in daardie gegeewe oomblik.
So vir 3 jaar stap hy saam met Jesus se pad. Maar die Bybel speel baie min of geen rol ook in sy lewe nie. En tog hou hy sy rabbi dop, die Here Jesus. En Jesus quoteer 76 teksverse in die boek van Matteus alleen wat kom uit die Ou Testament. Hy quoteer van elke boek in die Ou Testament. Hy was baie lief Jesus vir die Psalms, die boek Deuteronomium en veral die boek van Jesaja. Hy het voortdurend daarvan gequoteer. Maar 76 teksverse quoteer hy voor sy disippels as hy daarna verwys. Maar nooit sien jy vir Petrus tyd spandeer in die lees van sy woord of in gebed as 'n mens daarna so sou verwys nie. Tot in hierdie moment, toe Jesus sy hart kom vas aanraak deur die koms van die Heilige Gees, en Petrus staan voor die Joodse raad, toe quoteer hy sommer 2 teksverse, vers 11 en ook vers 25. En hy sê hy is die steen, vers 11, wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En hy quoteer Psalm 118 vers 22. Jy weet, as 'n mens daarna kyk, dan weet 'n mens dat ou Petrus het groot geraak as 'n Joodse seentjie in Israel. Nou as jy 'n Joodse seun is in die ouderdom van 6 tot 11 jaar, dan leer jy die Torah. Dis nou die eerste 5 boeke van die Ou Testament. En baie van die jong seuns in Israel vandag ken 'n groot deel van daai eerste 5 boeke gememoriseer. Ek het my eie oë gesien toe daar rondstap in Jerusalem, met die geweldige klein seentjies wat 'n groot deel van Genesis en Exodus en Levitikus kan quoteer, want dit is gememoriseer in daai oomblik. Maar hy was ook daar, Petrus. Hy was ook 'n Joodse seun. Hy het ook gememoriseer en geleer, opgegroei in daardie milieu daar rondom die see van Galilea. En dan as 'n mens 'n bietjie groter raak, dan raak jy deel van die Tenach. Jy leer die res van die Ou Testament tot by die klein profete met 'n sonnaskoolklas met die naam van Bet Midrash. Dit beteken jy word geleer die hele Ou Testament. En Petrus was ook daar gewees. Hy het dit ook geleer. En dan as jy goed genoeg geag word, dan word jy gekeur om die student te word van 'n rabbi. Dan word jy deel van 'n skool met die naam van Bet Talmud. En dan stap jy saam met jou rabbi totdat jy goed genoeg is om te kan doen wat jou rabbi kan doen. Want jy sien, Christendom het Jesus vir ons geleer, is nie wat 'n mens weet nie, maar dis wat jy word. En daarom as 'n mens Israel toe gaan, sien 'n mens baie jong seuns stap saam met sy rabbi. Nou, party rabbies dra sy kop, sy hoed so skuins op, party dra hom so, party het seker lang haartjies langs die kante af, party het 'n snor, party het 'n baard, party van die rabbies rook selfs ook in Israel, maar al sy studente lyk presies soos wat hy lyk, want jy moet word soos wat jou rabbi word. Nou, Petrus was 'n visserman gewees, hy is teruggestuur huis toe. Hy is nie goed genoeg geag om die student te word van 'n rabbi. Hy moes saam met sy pa gaan werk in sy bedryf as 'n visserman. En tog wou hy ook graag 'n student word van 'n rabbi. En dis hoekom die Here Jesus hom geroep het. So hy ken die Ou Testament. Hy het dit gestudeer tot die ouderdom van 15 jaar en toe is hy nou teruggestuur om saam met sy vader en daar rondom die see van Galilea te gaan werk. En dan kom hierdie moment. En skielik quoteer hy 2 teksverse. Psalm 118 vers 22 en Psalm kan 'n mens maar gaan lees, Psalm 1, waarna hy verwys in vers 25. Jy weet, toe ek 'n jong seentjie was, ons was maar 6 jaar oud gewees. En ek onthou ons het groot geraak in Kanaven en Beaufort West. En elke Sondagmiddag wil my papi nou gaan slaap. En dan wil ek en my sussie bietjie speel. Dan raas ons vreeslik daar by die huis en my pa kan nie slaap nie. Toe sê ons moet in die middag ook kom slaap saam. Dan lê ek aan my pa se kant van die bed en my sussie lê aan my ma se kant op die matjie. En dan moet ons nou lê vir 'n uur lank en slaap voor ons kan gaan speel. Want daar is so raserig, ons rol vir mekaar al wasters onder die bed deur. Dan maak jy so op die hout tot aan die ander kant. Toe sê my pa, nee, maar dit sal nie werk nie. Toe sê hy, maar ek het 'n plan. Hy gee vir ons elkeen 'n psalm om te memoriseer. En as ons Sondag na ete kan kom staan voor ons ouers en ek kon die psalm memoriseer, kon ek gaan speel en opsê. En die heel eerste psalm was Psalm 23, wat ek opgesê het vir my pa as 'n seentjie van 6 jaar. En dan kan ek gaan speel. Toe word ek 'n jong seun, ek groei op soos die gewone mense in die wêreld, ons raak in die wêreld betrokke. En daardie dag toe die Here Jesus leer ken as my verlosser en saligmaker, toe kom Psalm 23 in my hart op. Van begin tot einde. Die belangrikheid van die skrif. Hoe weet ek dat ons mense, dis nou my mense, julle mense, nie is by 'n goeie plek in hulle geestelike lewe of hulle reis saam deur nie. Dis bloot om te kyk hoe gaan ons mense met die boek om. Is dit nie so nie? Of ons die boek lees.
Weet ek bly in soveel huise in Suid-Afrika en in die buiteland. Ek het eendag daar in 'n dorp gepreek in die Weskaap en ek het na die 8ste dag vir die dominee gevra, wanneer lees jy jou Bybel? Want jy moet tog Sondag sê, so sê die Here as jy op daai kant sal gaan staan. Ek het jou vir 8 dae nie jou Bybel sien oopmaak. Wanneer lees jy die skrif? En spandeer jy tyd saam met die Here? Jy weet, daar is 2 probleme met die boek. Mense lees hom nie. En diegene wat hom lees, gehoorsaam hom nie. Is dit nie so nie? Daarom sê die Here Jesus, as ons gaan doen, we gaan toepas wat ons geleer het by hom, gaan ons groot genoem word in die koninkryk van die hemele, wat daarbo saam met hom en sy Vader is. Nou my vraag dan vanmôre vir jou en vir my is, hoe weet ek dat ons mense het nodig om 'n vars ontmoeting met God te hê? Is bloot om te kyk, hoe gaan ons mense om met God se boek? Nou jy weet vanmôre, is dit nie so nie? Of jy in hierdie oggendure al voor kerk, of gister of die vorige dag, tyd spandeer het in die lees van die Here se woord. Nou Petrus, 3 jaar in die binnekring saam met Jesus, wie se naam geskryf is in die boek van die lewe, wat wonderwerk op wonderwerk sien en beleef, maar vir 3 jaar sien jy hom nooit eintlik tyd spandeer in die skrif nie. En tog hou hy sy rabbi dop, tot hy by 'n punt kom en vir hom sê, maar kom leer dan ook vir ons dit wat u het met ander woorde. Want hy luister hoe Jesus teksverse quoteer. Nou kom ons by die boek van Handelinge, en wat hy geleer het, is hy besig om te leef. En daarom, hoe word ons erkennis en metgesel van die Here Jesus, is wanneer ons mense na ons kyk en luister, wat kom by ons monde uit, omdat ons tyd spandeer saam met die woord. Daar staan ons geskrywe, wel geluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, of staan op die weg van sondaars, of sit selfs in die kring van spotters, maar sy behaag is in die woord van die Here. Kom ek vra vir u 'n vraag vanmôre. Hoe lyk die tyd met God se boek? Want as ons vanmôre vir mekaar sê, maar daar's 'n dag of 2 of 3 of 6 wat verbygegaan het, dan is dit nodig vir 'n vars ontmoeting, is dit nie so nie? Want dit is wat ons in Petrus se lewe sien. Maar wanneer ons die woord van God lees, dan begin 'n mens die krag van God se boek ervaar. Wat met jou werk. As ons beloftes, die Bybel sê vir ons, as 'n mens dit nou gaan lees, weet jy, al die slim mense, dit verskil bietjie van die vertalings, maar 7854 beloftes in die Bybel, min of meer, wat 'n mens kan lees. Een vir elke dag vir amper 30 jaar. Maar die woord beteken nie veel as 'n mens om nie lees nie. Dit jou eie maak. Maar wanneer 'n mens begin lees, ervaar 'n mens die krag van die skrif wat vir jou deurdra. Kyk wat sê Petrus hier, hy sê dit is onmoontlik vir julle om nie vir God te gehoorsaam nie. So hy staan op die woord en die beloftes en dit gee vir hom die krag om te staan. Daar waar hy vir Jesus verloor het, net 'n paar weke van tevore. Hy gesê het, maar ek sweer ek ken nie die man nie. Hy staan by dieselfde plek by die huis van Annas en Kajafas, onverskrokken. Hy sê dit is onmoontlik om te gehoorsaam, en hy quoteer 2 teksverse. Ek wil vanmôre vir u sê, die boek het krag. Weet ek, klompe jaar gelede, en baie jare gelede, was ek besig om te preek by 'n konferensie in Ierland. En ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Dit was so koud geweest, dit was swart ys wat daar op die paaie was, as jy ry, dis onveilig. En dit was 'n Dinsdag aand geweest, toe ek daar by 'n gemeente gepreek het. Die laaste aand voor ek sou terugvlieg. En ons ry daar na die kerkie toe, en toe ons daar by die gemeente kom, toe staan niemand in die kerk nie, en behalwe die man wat my gevat het so toe, en hy sê, kom ons sit maar hier voor, dan bid ons saam vir die diens, en ons sit daar, en ek sit net soos julle vanaand, soos julle hier voor, en ek sit te praat met die Here, en toe op 'n stadium, toe ek nou lang gebid het, toe tik hy so op my skouer, hy sê, jy moet nou preek, en ek dacht, toe daar's nog niemand, so omdat ons die kerk volgepak, weet nie waar hulle vandaan gekom het, in die middel van die koue, en ek staan op die kans en ek begin preek, en ek was 'n kwartier besig met die diens, toe voel ek in my hart, ek moet die diens stop, en toe vra ek, wie van julle wil vandag met die Here Jesus ontmoet, en toe staan daar 'n hele groep op, en ek kom staan so voor die kansel, en party lê op die grond, en roep tot die Here, hulle bely hulle sondes voor die Here, en ek staan hier voor die gemeente, ek weet nie wat om te doen nie, moet ons sing, moet ons bid, moet ek preek, en ek weet ek kan niks doen nie, en ek staan en ek kyk wat doen die Here in die harte van mense, en ek het geen beheer daaroor, maar 'n grypende belewenis. Nou is ek op pad lughawe toe. My vrou vertel my altyd, sy papa, elke slag as jy op 'n reisdienste is en die Here seën, dan gebeur daar goed met ons by die huis. In daai selfde oomblik die aand, toe ek daar op die lughawe sit op pad terug,
om terug te vlieg van Ierland af na Londen, van Londen na Suid-Afrika. Toe breek daar 3 manne by ons huis in Suid-Afrika. En vir die volgende paar ure word Dorothea, my dogter, sy is nog so klein, sy kom daar in die stoorkamer uit vir die aand, 'n bietjie rondgeskop daar by die huis en geslaan en rondgestap met 'n mes teen die keel en 'n wapen teen die bors op soek na dwelms en geld en verskeie goed in ons huis. Ek ken dit mos die agtergrond van Suid-Afrika. En op 'n stadium sê Dorothea vir my, toe sê sy, papa, ek weet vanaand gaan ons sterwe. Ons gaan verkragt en vermoor word. Toe kom daar 'n teksvers in my hart op. Filippense 4 vers 6 wat sê, wees oor niks bekommerd nie, maar in alles sê sy, met gebed en spreking bekend word by die Here. En toe praat ek met die Here. En toe sê ek is reg om te gaan. Toe sê sy, ek kyk vir daardie man, so 'n man van Zimbabwe. Toe sê sy, meneer, kan ek jou 'n guns vra? Kan jy tog my dogter aan my hande vasmaak? En sê hy het haar gevloek en haar geskel. Hy vat daai kabels wat daar gelê het en hy maak hulle hande vas agter hulle rug teen mekaar. Druk hulle koppies daar onder die koffietafel in, lig hulle rokkies op om hulle te verkrag. Maar in daardie oomblik, toe 'n vriend van ons, sy naam is Philip daar van die Vrystaat. Toe staan hy daai met 'n wapen teen sy bors. Hy trek die selle toe, hak daai koel vas in die binnekant van die loop. En toe skyn die ligte van 'n motor deur ons venster toe, hardloop hulle weg. Die volgende môre toe ek land in Johannesburg, het die polisie ons huis 4:00 die môre verlaat. Ons nog die ringe opgetel op die gras daar buitekant. En toe lees ek in die Beeldkoerant dat dieselfde oomblik het dit presies wat met Dorothea gebeur, met 2 tannetjies gebeur by die Engine Garage in Moreleta. Sy het dit uitgeroep en gesê, Here, help ons met 'n teksvers. Toe sê sy, soos 'n wolkkolom wat hang oor die garage, so toe hardloop hulle weg. Tot jy het presies dieselfde gesê, soos daai teksvers kwoteer, toe kom daar so 'n vrede en 'n rus in die harte, soos 'n wolkkolom wat gehang het oor daai koffietafeltjie. Ek was net so bewus gewees van die Here se teenwoordigheid te midde van dit wat besig is om te gebeur. Sy sê, ek gee nie om wat mense sê nie, maar as jy preek oor vrede, wil ek vir jou sê dit bestaan. 'n Teksvers in die middel van swaar kry en van moeilike omstandighede. Kyk wat doen Petrus. Hy staan by dieselfde plek waar hy Jesus verloon het, net 'n paar weke van tevore, en hy quoteer 2 teksverse. En hy ervaar die krag, die wonder van God se boek om te bly staan. Weet hoe die Here Jesus daar aan die kruis gehang het op Golgotha, het hy 5 dinge, ons daar's nou die 7 dinge wat Jesus gesê het, maar in daai 7 dinge wat Christus gesê het, is daar 5 gebruike waarna hy verwys het. Een daarvan, hy quoteer 2 teksverse terwyl Jesus aan die kruis gehang het. 2 teksverse quoteer hy. En hy ervaar die krag van die woord terwyl hy aan die kruis gehang het. Ek wil vanmôre vir u sê, ons kan die krag van God se boek ervaar as ons hom lees. Want die Gees van God kom herinner ons aan beloftes, aan gedeeltes wat hy uitlig, wat jy jou eie kan maak om op te kan staan. Is dit nie so? Die krag van die woord. Maar ek moet seker, ek begin haas vanmôre. Maar kyk wat gebeur hier, gebed. En skielik begin ou Petrus bid. Nou, u kan maar gaan lees vers 24 tot vers 31. Dan is dit 'n hele gebed wat hy gebid het. En toe hulle dit hoor, hulle eendragtig die stem verhef tot die Here en gebid, en die plek is geskud, staan daar geskryf. Skielik bid Petrus. Nou vir 3 jaar lank stap Petrus saam met Jesus op pad. Maar hy bid nie. 'n Man wie se naam geskryf is in die boek van die lewe, wat in die binnekring is van Christus. Maar hy bid nie. Tog op 'n stadium sê hy vir Jesus in Lukas hoofstuk 11, hy sê, Here, leer dan vir ons om te bid, soos wat Johannes sy disippels geleer het om te bid. Toe leer hy vir hulle die Onse Vader, die tweede keer. Eerste was ons daar by die see van Galilea gewees. Want hulle hou hulle top vir Jesus. En Jesus as mens modelleer 7 momente van gebed in die boek van Lukas. En hulle hou hom top. En toe vra hulle vir hom, leer dan ook vir ons om te bid. Maar hy bid nie. Hoe weet ek ons mense vandag is nie by 'n goeie plek in hulle lewe nie? Is bloot om te kyk, hoe lyk u in my gebedslewe? Is dit nie waar? Of ons 'n binnekamer lewe het in die môre?
Ek praat nou nie eers van huisgodsdienst vandag, wat nie meer bestaan nie. Of die bidtier van die gemeente, wat so eintlik half nie meer bygewoon word deur groot getalle in ons land nie. Ons gebedslewens. Nou, u weet nou vanmôre, of u 'n man of 'n vrou is van gebed. Is dit nie waar nie? Die vrou of die kinders weet dit ook, of pappa of mamma tyd spandeer saam met God in gebed. Vanmôre weer so gelees van Susanna Wesley. Dit is mens dink is 'n ma wat 19 kinders grootgemaak het. John en Charles Wesley seker die bekendstes wat later die beweging van die Methodiste tot stand gebring het in Engeland jare terug. Nou vrou, dis nou voor mikrogolfoonde en krag en al die wonderlike dinge wat ons vandag het en quick fix etes en sulke goeie. Sy moes kos maak vir 19 kinders. Haar man was Samuel was sy naam. Hy was die predikant van die gemeente. Daar was 'n weeklikse bidtier geweest. Daar was sonnaarskool geweest. En tog, hulle het geweet elke middag 1 as mamma daar in die kombuis gaan sit en sy trek daai buitekantste rok sommer net so bo oor haar kop en sy gaan sit so tussen haar eie bene. Dan tussen 1 en 2 in die middag is daar 'n doodse stilte in die huis want mamma is besig om met God te ontmoet. 19 kinders. Ek dink dit is belangrik om te weet dat as 'n mens wil, sal 'n mens tyd maak. Is dit nie so? 'n Paar jaar gelede het ons 'n konferensie gereël daar in Pretoria, 'n spreker van Amerika af. Hy het daar gebly by Centurion se hotel. En ek het hom gaan besoek die middag om te praat oor sy program die volgende môre en ek het 'n man saam met my gehad, sy naam was Charles, hy's ook van Amerika. En ek vat hom saam met my en ons sit daar in die kamer van hom Henry. Ons praat oor sy program vir die volgende week. En net voordat ons loop sê ek om Henry, maar ons moet seker net 'n paar woorde saam bid voordat ons nou hier mekaar gaan. En net voordat ek weggaan, toe sê hy die volgende, hy sê François, ja, ons kan maar saam bid. Maar ek weet presies waar staan 'n man in sy verhouding met God deur net na sy gebed te luister. Weet as so iemand dit nou sê, dan verloor 'n mens so lus om te bid sommer heeltemal, is dit nie? En ek druk my elmboog sommer so in die ou langs my se ribbekas en ek sê, sal jy net vir ons afsluit met gebed? En Charles is lang stil, toe bid hy so 'n kort gebedjie. Ons stap daar weg, ons daar af by die huisbak en hy sê, François, hy sê, ek het amper gesterf in daai kamer net. Daai man het nou net gesê, toe vra jy my om te bid. Die aand toe sit ons daar by 'n steakhouse in Centurion se mall, eet 'n heerlike steak met hom Henry en sy vrou en Charles en Beverly en ek en Dorothea. En hom Henry vat vir Charles so in sy arm. Hy sê, Charles, jy's 'n baie goeie man. Hy sê, dankie oom Henry. Hy sê, weet jy hoekom sê ek dit vir jou? Hy sê, nee. Hy sê, want vanmiddag toe jy gebid het, was jy eerlik met jouself. Eerlik. Jy weet, Touser het gesê, hy sê, baie mense dink, omdat 'n mens iets weet, dink jy dat jy dit het. Een van die grootste gevare in 'n kind van God se lewe is om te dink, omdat ons iets weet, is dat jy dit het. En kyk wat gebeur met ou Petrus. Hy stap saam met die meester van gebed, Christus homself, is dit nie? En tog bid hy nie. Ons lees nêrens van dat hy gebid het nie. Behalwe Lukas 11 wat hy vra, sê Here, leer my dan hoe om te bid. Want hulle hou hom tog. Nou wonder ek of ek vanmôre vir u 'n vraag mag vra. Hoe lyk u gebedslewe vanmôre? Spandeer jy tyd saam met hom in gebed? Ons geliefdes weet, is dit nie waar? Hoeveel tyd ons in sy teenwoordigheid spandeer. Nou weet ek my mense is nie by 'n goeie plek. Ek is nog nie so slim en geleerd om te weet waar staan jy in jou verhouding met God deur net na jou gebed te luister. Maar ek bly in soveel huise in Suid-Afrika. Ek bly rondreis in 'n preke. En ek sien hoe mense omgaan. Daar in Amerika, 6:00 die môre gaan die TV aan, vanaand 11:00 is hy nog steeds aan die gang. Spandeer 3-4 ure per dag net na rugbywedstryd te kyk. Maar daar's nie tyd vir stilte tyd nie, om te bid nie. Maar u weet vanmôre, is dit nie? Maar wanneer ons begin bid, ervaar ons die krag van gebed. Kyk wat staan geskrywe, en toe hulle bid, is die plek geskik waar hulle saam was, en almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gepraat. Die krag van gebed. Gebedsverhoring.
Die Here wat begin werk in ons, deur ons lewens, op grond van ons gebedslewe. Jy weet die herlewing wat uitgebreek het daar in Swellendam. Ek het al 2 keer daar by 'n plek in die naam van Malgas gaan preek by 'n naweekkonferensie, by die herdenking van dit wat soveel jare terug gebeur het. Toe lees ek jou traktaatjie van Dominee Gideon de Tooy wat hy sê, maar hulle het nog ervaar daar, dat die Here begin werk in die gemeente van Swellendam, en in Malgas, en daar rondom Bredasdorp se omgewing, as gevolg van een ding, baie bid, baie seën, min bid, min seën. Baie bid, baie seën, min bid, min seën. Lees vanmôre in Jeremia 10 staan daar geskrywe vers 19. Here, dit een ding teen die volk se leiers, wat nalat om te bid, en daarom was hulle nie voorspoedig gewees nie. Ek wonder vanmôre, as ek vir u mag vra, hoe lyk u gebedslewe vanmôre? U weet, so is dit nie. Iewers langs die pad raak ons moeg en tam. Ons raak besig, ons staan op in die môre, ons gaan werk, ons kom terug. Ons is deel maar van die redreis daar buitekant, maar as dit werklik vir ons belangrik is, dan sal ons tyd maak. Vriend vir my, sy naam is Dr. Derek Bissett, hy is 'n pediater daar van Middelburg omgewing. Ek 1 jaar daar by Graafenetse Kerk 'n kursus oor stiltetyd gaan aanbied. Toe vat ek hom saam, pediater, om sy kort getuienis te gee van sy stiltetyd in die môre. Ek het later ontdek sy vrou Lizette is een van die agterkleinkinders van oom Andrew Murray, daar van daai omgewing. Toe sê hy vir die mense, hy is elke dag in die spreekkamer, hy is in die aand in die hospitaal, hy kom baie nagte terug 1 uur, 2 uur van hospitaalbesoeke af, hy sê dan gaan stort hy, dan gaan sit hy daar by sy ou brein leerstoeltjie, dan vat hy sy Bybel, dan lees hy van hom, want hy weet môreoggend gaan hy bitter min tyd hê as hy terug moet wees by die hospitaal voor 7 uur in die môre. Maar hy kom 2 uur van die hospitaal af, dan gaan lees en bid hy. En toe sê die volgende, want as jy wil, dan sal jy, as 'n pediater. Dit is 'n mens dat die gedeelte kyk. Sal ons erken word as 'n metgesel van die Here Jesus op grond van ons gebedslewe en die krag van sy woord. Ek moet seker begin afsluit. My tyd is verby vanmôre. Die Bybel sê dit met vrymoedigheid die woord van God gespreek. Ek het gestaan geskrywe vers 31, vers 19, vers 13 met groot vrymoedigheid. Vrymoedigheid om te getuig, om te vertel tot by die punt van 'n martelaar. Om net vrymoedigheid te hê, om te staan vir die Here Jesus in 'n tyd soos vandag. Daar in Brighton het ek geoptree by 'n gemeente, en so tussen die dienste het ek gaan stap eendag, so 'n paar traktaatjies saam met my gevat, die gesiggie op van Diana, een van die Titanic, en dan stap ek so met daai strate van Brighton, en as die mense so van vooraf kom, dan vra ek of ek vir my geskenkie kan gee, dan sê hulle ja, en dan gee vir my traktaatjie, dan vat hulle hom so, dan vrommel op, dan spuit hulle hom neer, dan spoeg hulle op die grond, blik ek maar so 'n bietjie af, dan tel ek hom alweer op, en dan maak ek hom oop, en dan stap ek na die volgende persoon toe, om te vertel van dit wat hy vir my gedoen het. Maar baie van ons sukkel vandag met vrymoedigheid. Ons het nie eers vrymoedigheid of die krag om dikwels die kanaal van 'n televisie te verander, is daar naaktheid en seks en geweld en vloektaal op is nie. Is dit nie so? Vrymoedigheid om te getuig. Ons ry Durban toe, ek in Dorothea, ons is daar op pad, daar is 'n toets tussen Suid-Afrika en die All Blacks in die gang. En ons kom daar by die hoompie by Harry Smith, en die plek is so vol gepak. Ons sit daar, eet ontbyt, staan die vroukie vir ons, en sê sy, meneer, hier is so geweldig klomp mense, kan ek wel vir jou 'n man en 'n vrou gee om saam jou te eet? Ek sê, dis meer as welkom. Nou sit die tweeetjies daar saam met ons, en die vrou sê, papa, gaan jy vanmôre bid vir die kos? Ek sê, ja, mama. En ek sê vir die twee wat kom van Duitsland af, ons bid maar vir ons kos in die môre as ons eet. Kan ek vir julle ook vanmôre bid? Hou hande vas en bid met vrymoedigheid vir die kos. Dikwels sal 'n mens stil bly, want jy wil nie mense seermaak nie. Of miskien te nakom. Wat sal nie gebeur as die kinders van die Here met vrymoedigheid begin staan? Petrus was 'n ongeleerde, ongeletterde man staan daar. Maar hy is erken as 'n man wat by Jesus was. Ons lag maar saam vir al die ou vuile grappies en die goed, is dit nie waar?
daar in Port Elizabeth, elke jaar as ek daar preek, dan vra die man, wanneer kom julle weer preek in die kerk? Dan sê die een sakeman, dominee, ek sal sy vliegkaartjie betaal, nooi hom. Dan kom haal hy my Sondag na die diens, reis daar na al die Olifantpark, dit was daar middag ete, dan kom ons terug vir die aanddiens. En eendag toe wys hy my al die WhatsApp groepe wat hy op hom behoort. Toe ons ry kom die WhatsApp so deur een na die ander. En wys hy en praat hy van die grappies wat ons mense plaas. Ons het so 'n naam gemaak vir die een groep. Dis die slegpraat groep. Bo die broek, onder die broek, onder die beld en bo die beld. Ons het nie nodig om daarna te luister nie. Is dit nie so? Sal ons herken word as 'n volgeling van Jesus. Moet ons vrymoedigheid het om te staan. Daar waar ons Jesus verloon het, 'n paar weke van tevore, by dieselfde plek staan hy op met vrymoedigheid. Dit is onmoontlik om nie te getuig en te vertel. Ek moet afsluit, my tyd is verby. Ek kan maar al die versies gaan lees, een na die ander. Kom ons sluit af by die laaste gedagte wat 'n mens vind hier, die 16de punt, vers 33. Weet jy wat staan daar geskrywe? En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor almal. Wat 'n genade? Daar is 'n teksvers wat daarna verwys, as mens so terugblaai na Johannes hoofstuk 1 vers 14. Dit praat van die Here Jesus, die waarheid en genade was oor almal. Dit is genade. Genade is om iets te gee vir iemand wat hy of sy nie verdien nie. Dat is genade. Nou, hoe weet ek, my mense, en selfs ek ook, van tyd tot tyd bevind jou by jou plek, wat jy 'n vars ontmoeting met die Here Jesus nodig het. Is as ons sukkel en worstel om genade te gee, te laat gaan, vry te spreek, te vergewe en af te handel. Weet ek, kom in soveel plekke in Suid-Afrika. Ons mense sukkel om te vergewe, ongeag wat dit is. Deur net te luister, die vingerwys, die kritiek, die hart, kwaad praat, die sleg praat, dan weet ek dis tyd vir 'n vars. Want Jesus het ons vergewe. Ons moet ook kan vergewe, is dit nie so? Johannes hoofstuk 17 staan daar geskrywe, wat Jesus het gebid het, soos die Vader my stuur, so stuur ek ook vir julle. Hy herhaal het ook in Johannes hoofstuk 20, toe hy vir hulle gebid het daar in die boefretrek, waar hulle was. Eendag was ek daar by Dr. Dennis Kinlow, in Asbury in Wilmore, Kentucky, so daar in 'n rolstoel, en hy was hier God gebruik as die president van Asbury College, en ons kuier sommer so 'n bietjie saam, en toe ek nou loop, toe sê François, ek wil vir jou 'n teksvers gee, gaan lees dit, dan leef jy met daai teksvers vir 2 weke lank. Ek sê, wat is dit, professor? Hy sê, wat die Here Jesus sê, net soos wat my Vader my stuur, so stuur ek nou ook vir jou. En ek praat so 'n bietjie daaroor, en ek sê vir hom, professor, wat beteken? Hy sê, net wat daar staan, alles wat Jesus Christus vir jou is, gaan wees dit vir hom. As Jesus kan vergewe, moet jy ook kan vergewe. As Jesus kan bid, moet jy ook kan bid. As Jesus kan gaan die 2de myl, moet jy dit. Alles wat Christus vandag vir jou is, François, gaan wees dit vir hom. Ons wil so graag hê dat Jesus ons moet vergewe en ons moet kom uitred, maar ons sukkel so om ook te vergewe en te laat gaan. Is dit nie waar? Maar ek ken nie vir u vanmôre nie. Ek weet nie wat die laaste jaar in jou lewe aan die gang is nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, as ons worstel tussen man en vrou, met ou goedjies wat nou vashak as gevolg van 'n rusie of ietsie wat nou iewers langs die pad skeef geloop het, of dit nou 'n buurman is, 'n kollega by die werk of iewers langs die pad, en daar's 'n worsteling in jou hart om te vergewe en vry te spreek en te laat gaan, is dit tyd vir 'n vars ontmoeting met die Here. Want die Bybel sê daar was genade vir almal gewees. Ek wil vanmôre vir u sê, die laaste aand, net voor my mammie gesterf het ek daar by 'n plek opgetree in Pretoria. Die bikers
Daar's 4 groepe rondom Victoria het my genooi om een aand met te kom praat. Maar die kerkie waar die saamtrek was, is langs die ouete huis waar my ma gebly het. Toe is laat weet sy my, toe sê sy, Boetie, ek hoor jy kom hier preek vir ons volgende donderdag. Ek sê, ja ma, ek vra, hoe weet ma? Toe sê sy, dominee dat weet, dat een van ons lidmate in die ouete huis, die seun gaan vir ons kom preek as julle wil kom bly. Ek daai opdag, toe sy daai plek volgepak, met 4 bikersgroepe in die ouete huis. En ek preek toe die aand oor die Heilige Gees wat in die lewe van die Here Jesus so sigbaar was. My ma sê vir my, sê, François, daar's van daai ou mensies wat so kwaad was vir jou na daai diens. En op daai selfde vloer praat hulle al met mekaar vir weke lank nie. Daar's nie genade nie. Ek ken nie vir u vanmôre nie, maar ek weet, as ek na die gedeelte kyk, as ons worstel om te vergewe en te laat gaan en vry te spreek, dan is dit tyd vir 'n vars ontmoeting met die Here Jesus, dat daar genade kan kom en 'n sagtheid vir alle mense. Ek wil afsluit. Jy weet, daar in Suid-Afrika, sal dit nooit vergeet nie, was ek 1 jaar besig gewees met 'n reeks dienste in Ermelo, van Sondag tot en met Woensdag, week van gebed gepreek. En hier by Dinsdag aand, toe sê Dominee Frans vir my, daar is 'n oom wat sê dat jy moet kom sien daar by sy huis. Hy sit daar in die kerk met so 'n suurstofbottel. Kom daar by sy huis en ek praat so 'n bietjie met hom, en hy sê vir my, Dominee, bid vir my, want ek is nie reg om te sterf nie. En ek is aan die einde van my lewe. Ons begin so 'n bietjie gesels, en toe vertel hy my sy verhaal. Hy sê daar goed geraak in die Vrystaat, as 'n onderwyser. En hy sou gekies geword het om die volgende skoolhoof te word van 'n groot skool in die Vrystaat. Toe staan die predikant op van die gemeente, toe sê hy, maar die oom is nie goed genoeg om die skoolhoof te wees van die dorp nie. Toe verplaas hy my na Ermelo toe. En daar was hy onderwyser gewees. En daar het hy afgetree. En daar kom ek by hom uit. En hy sê vir my, hy het in sy hart 'n wrok en 'n haat en 'n diepe kant. Ek sê hom, watter jaar was dit gewees? Toe noem hy die jaar. Toe is dit 32 jaar terug wat die predikant gesê het, hy is nie goed genoeg nie. Die oom sit in Ermelo op die kerkraad, 32 jaar met 'n wrok in sy hart, teenoor 'n ou wat lankal dood is. Ek sê, wil hom nie maar vanmôre vir die liewe Here sê, ekskuus en vra vergifnis daarvoor nie. Dat hom ook kan vrykom, want dikwels is 'n mens 'n gevangene van jou eie emosies, as 'n mens sit met sulke dinge in jou hart. Dis eintlik jy's nie vry nie, is dit nie so nie? Nou bid ons saam, ek hou sy hande so vas, en ek kan voel, hy praat met die Here, maar ek voel ook daar is nog iets wat verkeerd is, en ek sê hom, wat nog? Hy sê, Dominee, die swart mense, ek sê, wat van hulle? Hy sê, hulle maak my mense dood in Suid-Afrika, ek haat hulle. Ek sê, weet om daar in die hemel, gaan mense kom van elke volk en nasie, en nou staan daar geskrywe nie, as 'n mens van lees. Maar daar in die hel is net so baie, van almal. Oom kan tog hulle nie verander nie. Is dit nie tyd om te vergewe nie? En ek hou sy hande so vas, en hy bely dit voor die Here, sy wrok in sy hart, sy hart. En ek kan voel, en terwyl ek met hom praat, kom daar vrede en rus in sy hart. En 6 maande later, toe ek weer by die gemeente vir 'n diens. Toe gaan ek daar na die tannie se huis, en sê sy, hy het gesterf 2 weke na hy jong was. Dan kom ek vertel jou, sê sy, hoe hy gesterf, met 'n glimlag en 'n vrede in sy hart, in sy gesig. 32 jaar sit 'n man met 'n wrok in sy hart. Ek wil vir u sê, waar sou 'n mens nie al gewees het in jou geestelike lewe, as dit nie vir sulke tye was nie. Maar ek moet dit tog ook afsluit en dit vir u vertel. My dogter Leonie, na die gewapende roof, het ek haar dopgehou. Sy het bietjie gesukkel. Sy het nie in die wêreld beland. Sy het nie aggressief geraak en rebels geraak en iewers langs die pad verlore geraak. Sy het net stil geraak en ek het gesien sy sukkel in haar geestelike lewe. Toe op 'n dag, toe is daar 'n jeugkamp daar by Leidenburgse omgewing, en ek en Dorothea vat haar deur soontoe,
en sy is daar by die jeugdkamp vir die naweek. Sondag toe tel ons daar op, toe ry ons terug. Toe sê sy vir ons, papa, Vrydag aand. En dominee, die saal se ligte afgesit. En hiervoor was 'n kruis gewees. Hy het so 'n klein kersie voor die kruis neergesit. En al wat jy kan sien is die kruis. Toe sê sy, as daar iets in jou hart is, waaroor jy kwaad is vir die Here, of nie verstaan jy, waarom kom jy nie? En jy kom sit hier voor die kruis, die ou liggetjie, en dan praat jy met die Here Jesus oor dit in jou hart. Sê ek het daar gaan sit voor daai kruis, en kom gesê ek is kwaad. Ek worstel oor, hoekom het hy dit toegelaat in ons lewe, die gewapende roof. Daar het die aand op in my hart rus gekom. Maandagmôre, 6 uur, toe gaan daai wekkertjie af in die kamer langs ons. 6 uur, toe staan daai 13-jarige dogtertjie op. Toe hou sy tot die tyd voor sy skool toe gaan. Weet nie aangrypend nie. Hoe weet ek? Ons mense het 'n varsheid met die Here Jesus nodig. Dis bloot om te kyk na hoe Petrus se lewe, naam geskryf in die boek van die lewe, in die binnekring saam met Christus, sien wonderwerk op wonderwerk, belewennisse op belewennisse, maar jy is nie waar jy behoort te wees nie. En u weet ons nou vanmôre, of dit jy is dit nie so? Of jy is waar jy behoort te wees. As jy jou mond oopmaak en mense praat, en kyk, luister en jy saam met hulle, of hulle iets gewaar van die wonder van alles ons ongeleerd en ongelet het, maar dat ons by die Here Jesus was. Dis waarvoor hy vir ons geroep het, Markus 3. Hy het hulle opgeroep, sê, sodat hulle by hom kan wees. En vir 3 jaar by hom gestap, en toe kom die vervulling met die Heilige Gees, en toe word hulle erken as mense, wat nou by Christus was. Wat sal nie gebeur in Australië, as God se kinders begin leef en praat en optree soos die Here Jesus nie?